Dankie. Nou goeiemôre julle. Is regtig goed om hier in die begin van Augustus by mekaar te wees. Ek het hom aangesit, nee. Ja, om by mekaar te wees en net saam na sy woord toe te draai. Nou soos ek gesê het, ek het hierdie hele week baie tyd spandeer in 'n hospitaal en saam met 'n familie en net bietjie by hulle te sit in die lang ure, met jy mag net 1-1 ingaan daar by die ICU en soms net saam met die familie gesit en ons het net bietjie oor die Here gepraat. Ons het gepraat oor geloof en teleurstellings en waar God is en ons het ook baie geskinder oor Christene. Ons het baie gepraat. Dit is vir my 'n voorreg om by families te sit wat gebuk gaan onder baie moeilike omstandighede, wat baie goeie vrae vra, wat meeste van ons of nie vra nie of te bang is om oor te praat. Maar ons het ook baie geskinder oor Christene en hoe Christene sulke moeilike situasies hanteer, soos wanneer 'n ware onskuldige persoon, iemand wat in onskuld toegevou is en nog niks in hierdie lewe ervaar het nie, gehomeschool is en by die huis is en toegevou is en nog niks van die groot sondes wat ons as 'n kerk ken of as wat kerk verstaan, nog nie reg blootgestel is aan baie van hierdie dinge nie. Hoe in daai onskuld sy daar lê, gebuk onder die sonde van die wêreld. En dis 'n interessante beeld as jy dit kan verstaan of begryp as jy na haar kyk, wat jy raak sal sien. Maar die frustrasie lê nie in die persoon wat in die bed lê en veg vir haar lewe nie, die frustrasie lê natuurlik binne in 'n pa se hart, nê, binne in 'n ma se hart en binne in die verstaan van wat om hulle gebeur en wat die sin en die regverdigheid van dit alles is. En deel van die frustrasie wat as mense kwaad is vir die kerk, nie meer wil kerk toe kom nie, moeg is vir Christendom en godsdiens en opgee op dit alles. Deel van die frustrasie wat hulle beleef binne in ons as Christene wat ambassadeurs is hoe ons sekere dinge kommunikeer wat nie vir hulle sin maak nie. Omdat ons nie self opgegee het op kerk nie, omdat ons nie self opgegee het op ons geloof nie, verstaan ons nie noodwendig hoe hulle voel, wat hulle deurgaan en die taal wat hulle gebruik nie. Ons beoordeel soms wat hulle doen en wat hulle sê te vinnig, want ons verstaan nie die seer nie. En Jesus het sulke mense verstaan. Hy het vir daai doel gekom om saam met hulle te lei en hulle leiding te dra en so. Daarom het hy hom geskaar by die tollenaars wat opgegee het op hulle Joodse godsdiens en maar net as 'n Jood gaan werk het vir die enemy, vir die Athens, vir die Romeinse regering. Hy het net gaan doen wat almal gesê het ondenkbaar is. En in watter kondisie moes jy gewees het om jou oor te gee aan die vyand en deur hulle ryk gemaak te word. En Jesus het hom geskaar by Matteus en hom geskaar by Magdalena. Hy was nie afgeskrik deur hulle seer nie. En soms is dit goed om by sulke mense stil te staan. Een van die beste dinge wat jy in jou lewe kan doen as 'n Christen, is om by mense te gaan sit wat worstel met geloof. Wat gebuk gaan onder dinge wat jy nie verstaan nie. En die beste ding wat jy vir jouself kan doen as jy worstel met jou geloof, en jy sukkel met God en wie hy is gaan sit by mense wat sukkel met God. En jy kan God in hulle lewens sien skyn. Die beste ding wat jy ooit kan doen is om vriende te raak met sulke mense. So, ek sit bietjie by mense wat worstel met hierdie dinge en een van die dinge waaroor hulle praat en een van die dinge waaroor ons gesels is hoe vinnig ons as Christene goed sal sê wat nie sin maak nie. Ons sal bid, ons sal praat, ons sal goed sê asof alles net altyd goed is en alles net altyd uitwerk. Ons bid vir die Here, hierheen gaan in vir hartoperasie, ons prys die Here, alles het goed gegaan. En ons vra nie altyd die vraag, waaroor bid ons nie. Al wat ons hoor as manne byvoorbeeld mekaar kom op Woensdagoggend en bid, al wat ons hoor is, ons bid vir hierdie een, ons prys die Here, hulle is uit die hospitaal uit en alles is goed. Ons net vir die Here dankie sê, alles het goed gegaan. Ons wil die Here net prys want sy goedheid ken nie perke nie. En ons moet net bid want God sal genees en God sal dit en ons dank hom dat hy gedoen het wat ons hom gevra het om te doen. En vir die wêreld raak dit baie eensydig na baie jare en meeste van ons ontduik die baie swaar kry van baie seer goed en so dit pla ons nie, maar as jy in dit gedompel word, dan los ons mense in geloofskrisisse. En ek wil vir julle 'n Psalm lees wat ek die hele week mee geworstel het, wat die Here letterlik my ingesit het en my daar gelos het. En as bevestiging toe ons gaan kuier dit by iemand, ek en my ma, toe noem die persoon by ons kuier net vinnig 'n versie in hierdie Psalm en ek het dit as my bevestiging gevat om hierdie boodskap met julle te kom deel.
En ek stoei hierdie hele week met hierdie Psalm omdat dit my pla en ek wil hê dit moet julle pla. Okay? Ek wil iets op julle skouers kom gooi om mee te worstel, maar ek wil nie hê julle moet dit lees net soos ek wil hê julle moet worstel met hierdie Psalm. Ek wil hê julle moet dink oor wat hier aangaan. En vir van julle gaan ek julle die mekaar maak, van julle gaan ek julle dalk kwaad maak. Dis nie my punt nie. My punt is, gaan ons worstel 'n bietjie met die Bybel en vra 'n bietjie dieper vrae as wat op die oppervlak aangaan. En kom ons kyk 'n bietjie dieper, sodat ons ambassadeurs kan wees van die nagmaal, nê, van Christus. OK. Nou, die Psalm is in julle blaadjies, daar's niks op die skerm nie. Die hele Psalm is in julle blaadjies, sodat as jy wil saamlees in die blaadjie, jy kan jou eie Bybel gebruik, maak nie saak wat se vertaling jy lees nie. Hierdie is ek dink die 20, maar werk hom saam met my deur. OK. Julle sien my tema. Dis 'n baie vieslike tema, 'n kontroversiële tema. Asemteug bly stil. Asemteug bly stil. Wat's 'n asemteug? Wat's wasem? 'n Asemteug, vroeg in die oggend as jy opstaan en jy sien letterlik jou asem word koud in die lug, nê, en dan is dit net weg, dan verdwyn dit. Dis 'n asemteug, dis wasem. Dis hier en dan is dit weg. Daar's nie enige betekenis in daai asem nie, daai asem sê nie iets nie, daar's nie woorde daarin nie. Dis net asem wat jy sien en dan is dit weg. Daar't niks betekenis noodwendig in dit nie. Dis wasem. Dis 'n asemteug. En so die sinneloosheid van so 'n asem wat niks doel of niks betekenis in hom het nie, maar jy sien dit, dis 'n asemteug. En my titel is Wasempie bly 'n bietjie stil. Kom ons kyk na Psalm 39. Dit begin deur om vir ons te sê, die Engelse Bybel sê nie nommer 1 is 'n vers nie, Afrikaans sê altyd dis 'n vers, maar dit begin deur iets belangriks en jy moet dit nie mis net omdat jou Bybel dalk nie 'n vers aan dit heg nie. Hierdie Psalm is so belangrik dat Dawid vir sy hoofmusikant na Lachelle gekyk het en gesê het, sit vir my hierdie gedagte tot musiek en ek wil hê mense moet dit elke Sondag sing. Wat ook al julle nou gaan lees, so belangrik vir Dawid, dat hy wil hê mense moet dit sing. Nou as jy iets gesing het in die antieke tyd, was dit sodat jy dit sal onthou. Né? Wat is die periodic table liedjie? Né? Jy onthou die periodic table want jy sing dit, né? As jy ietsie sing, dan onthou jy dit. So onmiddellik by die intreeslap van hierdie gedig, sê ek nou vir jou, hierdie gedig is so belangrik dat jy dit moet kan ken. En tog is dit 'n Psalm wat ek nie baie graag baie oor wil dink nie. En tog sê die God deur hierdie Psalm, jy moet dit kan sing, so belangrik is dit. So kom ons gaan kyk hoekom hulle dit moes sing. Ek het my voorgenem, Dawid wat hier praat. Ek het my voorgenem om te let op my optrede en my tong van sonde te weerhou. Ek moet 'n wag voor my mond plaas wanneer goddeloses in my teenwoordigheid is. Die Engelse vertaling sê, I must muzzle my mouth. Sien jy 'n hond wat 'n ding op sy mond het sodat hy niemand byt nie? Sien julle die prentjie? Dis die prentjie. I must muzzle my mouth. Ek moet letterlik iets op my mond sit, want ek wil praat, maar ek mag nie praat nie. Wyse mense in my lewe probeer gereeld vir my sê, jy praat te veel en luister te min. OK? As jy my vriend wil wees, is dis deel van die missie, is jy moet my meer gereeld daaraan herinner. Dis presies waaroor die eerste vers gaan. Ek het my voorgenem dat as ek te veel praat, gaan ek net in sonde beland. Ek gaan goed sê wat nie goddelik is nie, en veral as ek tussen die wêreld is. Want ek gaan begin sê wat hulle sê en dink wat hulle dink en ek is 'n Christen, so ek gaan selfs God verteenwoordig, maar ek gaan hom verteenwoordig van 'n sondige hart. Hoe gevaarlik is dit wanneer kerke, pastore, Christene God verteenwoordig en goed sê oor God en hulle leef tussen die wêreld en klink en lyk soos die wêreld. Vers 3. Ek het toe stil gebly. Doodstil. Ek hou van die vertaling, want die vertaling sit die klem binne in die Hebreëus wat ons nie altyd optel nie. Die taal, die tydtens waarin dit geskryf is daai gedagte van heeltemal stil. Ek het niks gesê nie. Ek het toe stil gebly, doodstil. Ek was stil sonder om 'n woord te sê. Sien julle dit 3 keer? Stil gebly, doodstil, nie 'n woord gesê nie. Maar my pyn het vererger.
So ek kan nie praat nie, want dan sê ek die verkeerde ding. Maar as ek stil bly, raak die pyn erger. Daar is die spanning van die Psalm. Asem teeg, bly stil. En hoe stiller jy word, hoe seerder raak dit hier binne in jou. Want dit maak net nie sin nie. Dis nie lekker nie, en jy sit met dit. En eventueel borrel dit en borrel dit. Hoor hoe borrel dit hier binne in Dawid. Dit borrel soos 'n fontein en dan spoeg jy hierdie drek, hierdie sonde uit jou mond uit in die teenwoordigheid van dwaases. Hoor wat sê hy hierso. Hy sê ek het stil gebly, maar die pyn het net erger geword. Vers 4. My hart het gegloei in my binneste. Die vertaling is brand, vuur. Gloei soos kole, gloei soos 'n charcoal vuur. My hart het begin warm word hier binne in my. Toe ek gesug het. Soos, ek is so kwaad, ek voel ek wil iets afbrand, ek is so kwaad, ek voel ek wil net weghardloop van die kerk af en van almal af. En toe sug ek, want ek mag niks sê nie, en dan kom hierdie sugting. Nou vir julle wat lief is vir julle Bybels, Romeine 8. Romeine 8. Daar waar baie mense probeer om te praat oor tale, niks met tale, daar Romeine 8, waar die skepping sug, ons sug, en die Heilige Gees luister na ons sugtinge en bring hy sugtinge na God toe. Ons almal sug, en hoekom sê Romeine 8 sug ons? Want alles is aan die verbygang, alles is lelik, alles is vieslik, alles is net nie lekker nie, en selfs die skepping sê, Maranatha, kom Here Jesus, ons is gebuk onder sonde, hierdie skepping geniet nie meer alles soos hy dit moet geniet nie, en daarom sug selfs die skepping, en wag vir God om alles nuut te maak. Die skepping is kwaad oor die sonde wat hy moet ondergang, as gevolg van die beeld van God op aarde, ons, hierdie gekorrupte beeld. Selfs die skepping ly daaronder, die diere wat vermoor word, die plante wat uitgekap word, die skepping kry swaar as gevolg van sonde, en dan sug die skepping, Romeine 8. Toe ek begin sug het, want onthou, die Heilige Gees is nog nie uitgestort nie. Daarom Romeine 8, as jy sug, vertrou dat die Heilige Gees jou sugting na God toe sal vat. Maar hy sug, en wat gebeur toe hy sug? Hy sê, in my hart het my binneste gebrand, en toe ek gesug het, weemoedig, het die vuur in my opgevlam, en my tong het losgeraak. Daar is my probleem, daar is julle pastoor se probleem, as julle gewonder het, waarvoor julle wil bid. Toe ek sug, en toe ek kwaad raak, en ek is net frustreerd met wat om my aangaan, daar gat my tong. Soos wat ek vir 'n lewe doen, dis mos reg, ek ken die Bybel, ek weet waarvan ek praat, luister net vir my. Daar gat jou tong. En Dawid skryf dit neer in die begin, en nou moet ons na hierdie Psalm kyk, soos 'n wysheidspsalm, soos jy Dawid se goed sal lees, soos jy klaagliedere en predikers sal lees. Alles is waansin, alles is niks nie, daar's niks betekenis nie. Dan lees jy tot die einde, dan kom jy agter, nee, hy korrigeer homself. Lees Job. Sien hoe klaar Job. Job sê, God, jy het my vyand geword. God, jy kry lekker as onskuldige mense seer kry. Dis in die begin van Job. Maar hou jy aan lees, dan sien jy hoe praat God met Job en korrigeer hom. Dawid begin hierdie Psalm, en daai is hoe jy die res van die Psalm moet beoordeel. Hierdie is 'n wysheidspsalm. Dit wil jou iets leer wat ons nie altyd raak sien as ons nie stil word en hierdie Psalm mediteer en oor dit dink nie, sonder om te praat nie. Hy sê, ek het kwaad geraak, ek moes stil gebly het, maar ek het nie, toe begin ek praat. Nou vertel hy vir ons, wat sê hy? En omtrent elke preek wat ek probeer kyk oor hierdie Psalm, sê nie wat die Here op my hart lê om vir julle te sê, en wat die Here vir my sê, en wat ek vir julle wil sê nie. Nie een van die preke het dit vir my vasgevat nie. En ek het met die Here al baie lank hieroor geworstel, glo my. Kaal, jy sal, waar's Kaal? Hy sal trots om te hoor, ek het selfs ChatGPT probeer opsoek om te hoor hoekom ek nie dit reg verstaan nie, maar ChatGPT kon my ook nie help nie. Dit vir geval julle gewonder het, die brein van vandag. Ek kon nie antwoorde kry nie, en hier's wat my pla. Wat ook al hy nou gaan sê, word gesê uit 'n plek van sug, vuur wat in hom opvlam, hy's mismoedig, hy's frustreerd, hy leef tussen goddelose mense, en hy weet hy's veronderstel om net stil te wees en God te vertrou. Maar hy gaan nie. Hoor wat sê hy? Here, maak my einde aan my bekend en die getal van my dae. Hoeveel dit is? Ek wil weet hoe verganklik ek is.
Die eerste ding uit sy mond uit is, hoe lank? Hoe lank? Hoe lank gaan ek so suffer? Sê vir my, wanneer gaan ek dood? Hoe dwaas is sy eerste woorde? Hoe dwaas is dit as jy die dag wil weet wanneer jy doodgaan? Hoe dwaas is jy as dit is waaroor jy dink? Nee, ek wil nou weet, hoe lank moet ek so aanhou? Is dit 5 jaar? Is dit 10 jaar? Hoe lank moet my as wakker? Hoe lank, Here, moet hierdie siekte aanhou? Hoe lank? Ek weet toe my pa siek was, almal is, nee, hy gaan vinnig gaan. As ons eers ophou, gaan hy vinnig gaan. En dit gaan aan, en dit gaan aan, en dit gaan aan, en jy sien hoe gaan hy agteruit. Here, hoe lank? Wat is hy, wanneer gaan U hom kom haal? Hoeveel hoor julle van mense, waar siek mense net daar in die bed lê en soos, Here, kom haal hulle net, hulle is reg om te gaan. Hoe lank? Daai vraag van, vertel my 'n bietjie hoe lank hierdie gaan aanhou. Die Bybel is vol daarvan. Jesus probeer kommunikeer in Handelinge dat ons die Heilige Gees gaan ontvang en dat ons moet reg wees vir ons mandaat. Wat is die eerste dinge wat die disippels vir hom vra terwyl Jesus praat oor die toekoms? Die eers gaan lees Handelinge 1. Die heel eerste ding wat die disippels in Handelinge vir Jesus sê is: "So Here, wanneer gaan U terugkom? Hoe lank voordat U nou koning kom word? Okay, U gaan nou teruggaan. Okay, ons verstaan dit nie, maar okay, wanneer kom jy terug om koning te kom word? Sê, vertel ons wanneer." Almal wat die eindtyd wil ken, wat die tekens wil lees, hy sê, jy moet jou nie met daai goed beskoor nie. Almal wat die tekens van die tye lees, jy moet jou nie met daai goed beskoor nie. Hoe dwaas is dit om te dink, jy gaan nou jou tyd ophou en sê, okay, ek het soveel tyd om te leef. Sê Jesus nie, elke dag nie. Sê Jesus nie, jy moet dag vir dag gaan nie. So jy weet onmiddellik, dat wat jy nou hier in hierdie Psalm lees, is nie iets waar volgens jy moet leef nie. Dis 'n waarskuwing van hoe Christene praat met mekaar wanneer hulle tussen die wêreld leef en nie stil bly nie, maar net praat. Dan praat ons in dwaasheid. En hy gaan aan en hy sê, kyk, U het my lewensdae net 'n paar handbreedtes gemaak en my lewensduur is soos niks voor U nie. Praat hy die waarheid? Ja. Is ons lewe soos 'n handbreedte? Ja. Ek is lief vir geskiedenis. Natuurlik in die prentjie van geskiedenis is leefgemeente niks. Julle sit in 'n kerk wat niks beteken in die tydlyn van die wêreld se geskiedenis nie. Ons is hier vandag en môre weg. En leefgemeente maak so verskil in die beweging van hierdie wêreld. Ons is nie groot nie, ons doen nie massiewe goed nie, ons is nie op die nuus nie, of mense stroom nie. Wat is leefgemeente? Niks. Ons is niks. Ons is hier en dan is ons weg. Dis waar as jy begin wys word en besef hoe klein jy is in die kosmiese heelal, hoe nietig is ons soos muurtjies onder die groot heelal. Dis alles waar en dis great, maar dis nie waar in die hart van wat hier gesê word nie. Toe die duiwel na Eva toe draai, toe gebruik hy halwe waarhede en 'n halwe waarheid as 'n volle leuen. Nee, julle sal nie sterf nie. Julle gaan net bietjie meer soos God word. Waar? Dis waar. Dis juist wat die Here nie wou gehad het nie. Want dis presies wat sou gebeur. Ons sou in ons gees sterf nie, in ons vlees nie, en dan in ons vlees, in sonde, langer begin leef en dink ons is soos God. En dis die frustrasie is wanneer ons die waarheid vashou, maar ons leef tussen sondaars, en ons bly nie lank genoeg stil nie, maar ons praat te vinnig. Toe sien Eva die vrug, en sy sien dat wat die duiwel sê half waar is. Half waar is. Dis goed om te eet. Kan jou wys maak. Wow! Miskien is die duiwel reg. En Dawid skryf 'n waarheid neer, wat selfs Jesus en Petrus en Paulus oor praat, maar sy hart is nie in 'n goeie plek nie. Hy's kwaad, hy's frustreerd en hy't seer. En hy sê, my lewe is baie kort vir jou. En dan sê hy, is so erg. Hy sê, my lewensdae is soos 'n handbreedte. My lewensduur is soos niks voor U nie. Is dit waar? Is dit waar? So kort soos wat jou lewe is in die beeld van God se storie, is jou lewensdae soos niks vir God nie. Is dit hoe God oor jou kort tydperk voel? Kyk God na jou en jy is soos onbelangrik.
niks. Want wanneer kinders van God so oor God begin dink, omdat dit vir hulle so voel, raak dit gevaarlik as ons mond oopmaak. Wanneer ons met mense praat wat in pyn en seer is, en ons maak te vinnig ons mond oop. Nee, die Here gaan julle gesond maak. Nee, die Here gaan nog gesond maak. Nee, moenie worry nie, die Here het beloof. Moenie bekommer nie. Ek het gehoor, die Here gaan sis. Moenie worry nie, die Here se wil is genesing. Die Here se wil is, en ons praat namens die Here en ons dink ons verstaan, want die enigste manier om sin te maak van die seer van ons wêreld is om namens God te praat oor wat ons wil. En hy kyk hierna en hy soos, Here, my lewe is niks vir jou nie. En dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Die Here stel so belang in ons dat hy verleng selfs die tyd sodat meer mense tot bekering kom. Hy kom gee sy lewe vir almal. Ons is baie belangrik vir hom. Ons lewensduur is nie niks nie. Dis alles. Jou paar jaar hier op aarde, of dit 6 of 86 is, hoe lank jou lewe ook al is, dis alles vir God, hy is so lief vir ons. Elke mens, skryf hy, wat stewig staan, is 'n blote asemteug. Dis waar. Dis waar. Jy dink jy is belangrik, jy dink jy staan op jou sukses en op jou genesing en op jou gesondheid en op jou intellek, net so verloor jy dit. Dis waar. Dis baie waar. Jy, wat dink jy staan, wat sê die Nuwe Testament? Jy wat dink jy staan, pas op, né? Pas op, want die val is om die draai. Hoogmoed is 'n baie gevaarlike ding wanneer 'n Christen voel hy staan stewig. Hy sê, ons is eintlik 'n asemteug. Nou stop hy. Die woord is Sela. Nou stop hy. Nou raak hy stil. Sela is 'n woord waar jy jou mond toemaak. Jy maak jou mond toe en jy gebruik 'n bietjie jou denke. En jy dink oor wat jy nou net gesê het. Wat het ek nou net gesê? Hoe voel ek toe ek sug? Hoe voel ek oor hierdie lewe? Dat dit eintlik niks is nie. Dat dit onbelangrik is. Is hier en dan is dit weg. En ek dink ek staan, maar ek staan nie. En wat is die sin van dit alles? Sst, 'n bietjie. En toe hy weer sy mond oopmaak, hoor wat sê hy? Vers 7. As 'n blote skaduwee gaan mense deur die lewe. Wat is 'n skaduwee vir julle wat nie digkuns op skool geniet het nie? Hoeveel waarde het jou skaduwee? Niks. Niks. Bou jy verhouding met jou skaduwee? Hallo Minnie Evelyn. Hallo. Nee? Jy bou nie verhouding met 'n skaduwee nie. Hy het die vorm van 'n mens en hy beteken niks. En jou skaduwee is so onbelangrik want hy is weg in die oggend, hy is lank in die middag en hy is weer weg in die aand. Hy is daar en dan sy weg. Skaduwee is simboliek van 'n nikszeggende beeld van jou. Dis jy, maar dis niks betekenis nie. En hy sê ons is eintlik maar soos 'n skaduwee. Hy praat met die Here, hy probeer sy teologie regkry in sy kop en alles wat hy sê, maak ons klink asof dit so onbelangrik is vir die kosmiese beweger van sterre. Hy sê, ons is maar eintlik net 'n skaduwee. Ja, terwyl hulle 'n blote asemteug is, werk skaf ons. Mense maak by mekaar, maar ons weet nie eintlik wie dit gaan kry nie. Dis waar, is dit nie waar nie? Kom aan, julle wat kinders het, jy werk jou so hard, jy gee al jou geld vir hulle bel nie eers nie, hulle sê nie hoe gaan dit nie, hulle stel nie belang in jou nie, jy betaal vir die universiteit, jy koop vir hulle kar, jy doen alles vir hulle, en jy soos, wow, julle weet presies wat Dawid hier sê. Julle wat kinders het en julle spandeer soveel geld op hulle, julle weet presies wat Dawid hier sê. Hoekom werk ek so hard vir hierdie kind? Amper sê ek 'n woord wat jy nie eintlik van die kansel af sal. Hoekom werk ek so hard vir hierdie afstammeling van my? Hulle waardeer niks. Ja. Ons weet nie wie gaan geniet wat ons doen nie. So wat is die sin van dit alles? Nie eers jou nalatenskap is iets wat die moeite werd is nie, sê Dawid. Dis 'n baie hartseer ding, dis 'n wysheidspsalm, dis dieselfde ding wat van hierdie wysheidsboeke sê. Wow. Nou draai die psalm. Nou begin hy deur om te sê, en nou, dis 'n belangrike woord in die Hebreëus, en nou,
Nou dat my opsomming van alles in my sigting is, dat ek 'n skaduwee is, en maak nie saak wat ek doen nie, ek weet nie eers waarvoor dit is nie. Wat is my doel hieronder? Ateïsme. Ons word gebore, ons sal asem, ons probeer 'n legacy los, en dan is ons weer plantkos. Dis die enigste sin in die lewe. Dis hoe ateïste dink, dis hoe mense dink wat hulle geloof verloor. Daar's nie sin onder die son nie. Doen net jou bes en probeer jou bes en vergeet die res. Dis sy opsomming in sy seer kry is soos, in elk geval geen betekenis nie. En nou dat ek dink, niks het betekenis nie, niks maak sin nie, alles is net stikkend, en God gee nie eintlik om oor wat hier onder aangaan nie. Die Grieke in die ou tyd met Zeus het gedink, ons is net op 'n verhoog en die gode speel met ons. Dan lag hulle oor ons, dan huil hulle oor ons, dan beklei hulle oor ons, en ons is op die verhoog en hulle het fun met ons. Ons is soos die akteurs op die verhoog van die gode. Dawid begin so dink soos die antieke mense gedink het, want hy leef tussen hulle. En hy begin dink soos hierdie antieke mense gedink het. God speel net met ons. Wat is die sin? En nou, so wat verwag ek dan? Wat is my verwagting as dit is wat ek dink, nou dat ek so praat oor wat in my hart aangaan? Wat verwag ek nou eintlik van God? Wat verwag ek van God wat my sien soos 'n skaduwee en my laat ietsie doen wat niks beteken nie? Wat verwag ek eintlik nou van die Here? Dis 'n goeie vraag, nê? Nee. Wat is God se rol in hierdie sinlose wêreld? My hoop op U is gefestig. My hoop is gefestig op God. Al wat ek kan hoop is dat die sin en betekenis lê binne in sy wil, sy weë, wat hy wil doen. My hoop is dat daar sin en betekenis uit dit gaan uitkom, dat hy iets daarmee gaan maak. Julle wou my doodmaak, maar God het dit toegelaat om die lewe van baie mense te red, sê Josef aan die einde van Genesis. Daar's nie sin en betekenis in wat julle wou doen nie, maar God het dit opgetel en dit betekenis kom gee. En so daarom skree Dawid uit wanneer hy begin dink aan, net God kan sin en betekenis aan hierdie goed gee, sê hy, verlos my van al my sondes, my oortredings. Nou in die begin van die Psalm sê hy, as ek my mond oopmaak, gaan ek sondig. Hy sê, Here, ek is jammer. Ek praat te veel. Here, ek is jammer oor wat ek sê. Ek sê goed voordat ek ordentlik gaan dink het. Ek moes net gesê het, ek hoop op jou. Al sou die vyeboom nie bot nie, ek hoop op jou. Maar ek het dit nie gesê nie, ek het soos die wêreld begin praat. So Here, vergewe my dat ek sinneloos reageer oor die dinge wat my seer maak. En dan sê hy, maak my nie die bespotting van dwaase mense nie. Wat gaan jou die bespotting maak? Wanneer jy goed sê oor jou God en die wêreld weet dis nie waar nie. God maak almal gesond. Jou geloof moet net sterk wees. God sal dit doen. Gebruik 'n bietjie nagmaal en sien hoe val jou siekte af. Jy moet net bid, spreek dit net. Sê net vir God, jy sal 'n verhoging kry en daar kom jou verhoging. Wanneer ons begin goed sê, asof ons verstaan wat in die Bybel aangaan, sommer maar net uit ons eie begeertes om sin te maak van wat hier aangaan. Hoekom 'n goeie Christen sy werk verloor? Hoekom 'n goeie man deur 'n egskeiding moet gaan? Hoekom 'n goeie vrou? Hoekom ons kinders wat die Here so gedien het, weggesteel word hierdie wêreld op universiteit of met die mense wat hulle verlief raak? As dit nie sin maak, al ons arbeid nie, dan kyk ons na al hierdie goed, dan soos Here, dat ek net nie 'n bespotting word van hierdie dwaase wêreld. Laat hulle nie na my geloof kyk en sê, stupid. En hoe word jy nie 'n bespotting nie? Die begin van die Psalm sê, ek moet net 'n bietjie begin stil bly. Rustig raak en selah. Dink 'n bietjie. Dink 'n bietjie voordat jy praat oor God en die wêreld en die sin. Dink 'n bietjie. Nou skryf hy hierdie woorde. Dit is my mooi. Vers 10. Dis hoe die Psalm begin het. Hier kom ons nou na die einde toe. Hoor wat sê hy terwyl hy nou sy hoop in God sit. En nie dat hulle mense moet hom spot oor sy hoop nie. Hoor wat sê hy? Ek bly stil. Ek maak my mond nie oop nie. Want dis U wat optree.
Dis jou storie. History is his story. Hierdie gemeente is sy storie. Hy moet daarmee maak wat hy wil. So, wat het ek te doen met dit? Laasweek het ek gesê, sy liefde vir jou het niks met jou te doen nie. So volg hom en kom uit sy pad uit en laat hy loop en volg waarheen hy gaan, want sy liefde vir jou is altyd daar en so, jy is in die pad. En hy kom daar en hy sê, ek gaan stil bly. Ek gaan nie meer praat oor die sin van die wêreld en wie ek is nie, want ek hoop op hom, want ek sien alles wat aangaan. Dis hy wat dit doen. Dis hy wat dit doen. Hou op om die duiwel die duiwel. Hou op om te sê die duiwel. Dis hy wat dit doen. Jy kan vir niemand kwaad raak behalwe vir God nie. En daar's geen rede om vir God kwaad te word nie. Want hy doen niks verkeerd nie. Maar as jy sug en jy voel woede, kan jy na niemand toe draai behalwe God nie, want dis hy wat dit doen. Dis hy wat optree. Dis hy. 'n Dronk ou gaan oor 'n rooi verkeerslig en hy ry 'n tienermeisie dood, onskuldige Christen. Dis hy wat dit gedoen het. Kon hy dit gekeer het? Ja. Het hy? Nee. Het hy laat die dronk ou oor die verkeerslig ry? Nee. Maar daar is straf daarin. Nou wie toe draai jy, vir wie is jy kwaad? Jy kyk na die Here en jy's kwaad. Dis jy. Jy tree op. Dis jou hand wat beweeg. As jy hard stil bly en maak asof ek dit te verstaan, dan gaan net my hoop sit dat jy sin maak uit hierdie goedheid. En dis waar hy veronderstel is om te wees. Dis wat hy sê hy by gaan stil staan. Ek sal stil bly, want hy is besig om goeders te doen. Nou hoor wat sê hy, nou maak hy weer sy mond oop. Nou hoor ons wat hy sê. Neem die tuistering van my af weg. Daai woord tuistering, net sodat jy dit verstaan in die Engels, is die woord plague. Take your plagues away from me, God. Hou op om die pla oor my te bring. Oor wie het God die 10 plaag gebring? Oor Egipte. Het die Jode dit gevoel? Het die Jode deur die plaag gegaan? Nee. So wie voel God se pla? Die sondige wêreld. Dawid voel God straf hom met pla, want Dawid leef tussen die wêreld en begin dink soos die wêreld en hy kyk na God soos die wêreld. Jou plaas op my. Wat van Paasfees? Wat van die lam? Ek dog ons Christene se sondes is vergewe en daarom tel sy pla nie meer teen ons nie. Voel ons die seer van hierdie wêreld? Ja! Is dit God wat ons straf as gevolg? Nie noodwendig nie, en meeste van die tyd nie. Veral nie as dit torture is nie, veral nie as dit sulke swaar kry is nie. God tugtig die wat hy lief het, en hoe tugtig jy jou kind? Klap jy hom deur die gesig? Gooi jy hom neer op die vloer? Ruk jy sy vingers af? Maar dan kyk ons na hierdie goed wat gebeur en dink ons, jy sit pla op my. Nee, bly stil, jy weet nie wat jy sê nie. Jy verstaan nie, jy's 'n kind van God. Wat jy voel, moet jy bietjie oor stil bly en dink 'n bietjie oor wat aangaan. Neem u pla van my af weg. Onder die krag van u hand vergaan ek. Ek tog ons as Christene vra vir die krag van God. Die Heilige Gees is die krag van God. Kom, sit u hand op my, sit u krag op my. Here, onder die krag vergaan ek. Bly weg van my af. Jy's te veel vir my. Hoeveel mense bly weg van die kerk of hulle kan net nie meer hierdie godsdienst ding doen nie. Want niks maak vir hulle sin nie. En as hulle na pastore hoor en hulle luister na preke of wanneer Christene met hulle praat, dan maak dit nog minder sin vir hulle. Want wat ons vir hulle sê is nie wys nie. Vers 12. Met straf oor sondeskuld wys u mense tereg. Is dit waar? Dis waar. Daar's niks verkeerd met daai sinnetjie nie. Dis 100% reg. Met straf oor sondeskuld wys u mense tereg. Dis in die Nuwe Testament, dis in die Bybel, dis great. Asof 'n mot dit verteer, laat u dit wat vir hom waardevol is, maar net wegsmelt. Is dit? Is dit hoe jy dink oor God? Is dit wat God doen?
So hy kyk na jou, jy het sonde in jou lewe, hy kyk daarna, hy sê, luister, ek gaan jou 'n bietjie straf, so ek ruk alles wat jy voor lief is uit jou lewe uit. Dis hy, het jy nou jou les geleer. Gaan hanteer jou kinders so. Nee, wie se beter een. Mans, hanteer jou vrou bietjie vir 'n maand so, en kom terug kerk toe, en dan gaan ons heavy berading doen. Wie tigtig die sit hulle lief het so? Maar lees die Ou Testament. Lees dit so. Sien wat God met die Jode doen. Sien wat hy doen met die wêreld. Dan vra jouself die vraag, is dit jou vader? Is dit hoe jy hom verstaan? Is dit die Here se wil in jou lewe, dat jy na hom kyk as iemand wat alles net opvreet? En Dawid sê hierdie goed in sy seer kry, want hy praat wanneer hy moet sela, wanneer hy moet stil bly, wanneer hy moet mediteer op wie God is, praat hy vanuit sy pyn en sy seer kry, en ons doen dit so baie. Selfs wanneer ander mense seer kry en ons kry seer vir hulle part, en dan wil ons met hulle praat, maar ons weet nie eintlik wat ons vir hulle sê nie. Dis God se wil. Moenie worry nie. Hy het 'n doel daarmee. Hy doen dit aan jou, en dan is soos, maar wat beteken dit alles? Nou kom hy op hierdie stadium en hy sê, hierdie is hard. 'n blote asemteug is elke mens. Hy het dit gesê net voor sy eerste sela, hy sê dit nou voor sy volgende sela. Voordat hy stil bly, sê hy weer. Dis maar eintlik wat ons is. So niks het verander nie. Wat hy in die begin gesê het, toe hy agterkom, ek is besig om 'n bespotting te maak van myself en my godsdiens, ek moet net 'n bietjie stil bly, maar toe besef hy net dis hoe hy voel. Toe begin hy sê my hoop is in God, maar toe maak hy weer sy mond oop en hy kyk verkeerd na God, en toe eindig hy maar weer, maar ons is maar eintlik maar net niks. Nou eintlik is dit maar net for nothing. Dis eintlik maar net whatever, Here. Vat my net hemel toe en kry klaar. Hier is ek wag nou maar net, vat my maar net, want dit het niks betekenis nie. En sy weemoed kom weer uit na hy gepraat het, en hy sê ons is eintlik niks, en toe raak hy stil en hy dink oor wat hy sê, en hier's wat hy sê. Hoor tog my gebed. Here, luister na my roep. Moenie stil bly as U my trane sien nie. Die hele Psalm gaan oor stil bly. Asemteug, bly stil. Hy sê God is die een wat stil bly. Hy moet stil bly. God praat, ons luister net nie vir hom nie. En hy sê God is die een wat stil bly. Hy sê, Here, hoekom bly jy so stil? Hoekom is jy stil as ek huil? Here, praat 'n bietjie met my. Here, sê 'n bietjie iets. As jy so baie praat, gaan jy God nooit hoor nie. Hoor my tog. Luister na my, ek. Hoor my. Moenie stil bly nie. Jy gaan nie die Here hoor terwyl die Here na jou moet luister nie. Psalm 46 vers 10. Ken julle dit? Wees stil en weet, ek is God. Hoor wat sê Dawid, omdat hy nie lank genoeg stil bly nie, maar vir God sê, God moet begin praat. Hoor wat sê hy? Hy sê, Here, moenie stil bly terwyl ek huil nie, want 'n vreemdeling is ek by U, 'n bywoner soos my voorgeslagte. Ons dink dit is goed. Nee, luister hier, dit is waar. Ons is bywoners hier op aarde. Maar hoor hoe bedoel Dawid dit? Ek is 'n vreemdeling vir jou. Ek is hier, ek het nie 'n huis nie, ek het nie 'n plek om my kop neer te lê nie. Wat is my doel op aarde? Gee vir my 'n plek, gee vir my 'n bietjie iets. Nee, want vir jou is ek eintlik net 'n vreemdeling. Jy ken my nie regtig nie, jy ken nie my hart nie, jy sien nie my pyn nie. Ek is 'n vreemdeling hier. Wat maak ek hier? Hoekom gebeur hierdie goed met my? En ons hoor sy hart en dan eindig hy met daai selfde hart. Hoor wat sê hy terwyl hy praat? Kyk weg van my af, sodat ek 'n bietjie vrolik kan wees. Hoor hoe voel die wêreld oor jou God? Wanneer hulle sien hoe mense seer kry en swaar kry en dinge nie uitwerk daar buite nie. Terwyl jy sê God is goed, al wat hulle sien is 'n God wat nie goed is nie. En wanneer hulle mond oopmaak, dan sê hulle, nee dankie. Nee dankie, ek gaan nie meer kerk toe nie. Ek is moeg dat mense my oordeel vir my sondes, vir my sê hoe sleg ek is. Ek is moeg dat mense vir my sê, God straf my as gevolg van, ek is net moeg. Luister, weet jy wat is die beste ding? Ek los hier die Christen ding, ek los die kerk ding, ek los die sukkel met my vrou, ek skei haar eerder, los net al hierdie gesukkel en ek soek net 'n bietjie vrede vir hierdie kort tydjie op aarde.
Gun my net 'n klein bietjie vrede asseblief en los al hierdie nonsens. En daar is soveel mense wat ons ken, soveel jong mense wat ons ken wat in kerk groot word, wat hierdie psalm as hulle mentaliteit het, want niemand leer hulle genoeg om net te gaan stil word. Die Here skryf dit in sy 10 gebooie in vir 'n rede. Die Sabbatdag het soos wasem geword, want ons kom kerk toe vir 'n uur en as dit te lank is, dan kla ons daaroor en dan gaan ons huis toe en dan is die dag verby. En ons weet nie meer wat stil bly is nie. Ons weet nie meer hoe dit is om te luister na God nie. En hy eindig met, Here, ek wil net hê jy moet so 'n bietjie wegdraai van my af met wat jy besig is, sodat ek net bietjie kan happy wees. En dan sê hy, voordat ek doodgaan en nie meer bestaan nie, soek ek net 'n bietjie vreugde. Dis al. Dis al. Vra nie vir baie nie. Los my net uit en ek wil happy wees. En die Psalm eindig hier, want die Here wil hê jy moet raak sien waar meeste mense is, wat jy judge, jy oordeel, maar God is so lief vir hulle. En God weet presies waar hulle gaan en hy verstaan hulle en hy wil hê iemand moet dit verstaan en by hulle gaan sit. Job skryf dit so mooi. Job se storie is so 'n mooi voorbeeld hiervan. Weet julle, in Job 2 gaan sit Job se vriende by Job. Hulle sien hoe swaar hy kry, hy het alles verloor, dinge is net chaos. Hulle gaan sit by hom. Baie wyse vriende wat ons hoor later hoe kef en blaf hulle met al hulle wysheid dat God hulle naderhand stil maak. Maar daai vriende wat soveel van die Bybel ken en soveel van God ken, Christelike vriende, stap in Job se teenwoordigheid in en Job 2 sê dit letterlik. Daarna het hulle vir 7 dae en 7 nagte lank op die grond by Job net gaan sit. Nie een kon 'n woord teenoor Job uitkry nie, want hulle kon sien dat Job se smart te groot is vir woorde. Hulle gaan sit net daar. En toe Job sy mond oopmaak en hy begin nonsens praat oor God, toe begin die Christene hulle mond oopmaak en nonsens praat oor God. Toe Job se vriende tussen Job sit wat al sy moed verloor het, toe begin hulle nonsens praat. Ja, God straf jou, ja, sy vrou, vloek net vir God en gaan maar net dood. Dis 'n goeie vrou. Job vloek net vir God en gaan maar net dood, as hy. Dis Psalm 39. Laat die swaar kry net verbygaan, Job. En God sê, bly 'n bietjie stil. Was jy daar toe ek die dinosaurs gemaak het? Nee. So hoop om kennis te soek en ken my. Hoop om vrae te vra en antwoorde te verwag en sit net en vertrou my. As jy as 'n vrou die hele tyd by jou man wil weet, wat is sy planne? Wat gaan ons nou doen? Wat is nou? Gaan ons dit doen? Gaan ons dat doen? En jou man wil jou nie antwoord nie. My vrou moes kinderkyk aangebied het. Sy moet nie nou luister na wat ek nou sê nie. Maar as jy die hele tyd by jou man wil hoor, wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? En naderhand bly hy net stil, want hy wil nie meer vir jou vertel nie. Weet jy hoekom nie? Want jy wil weet wat gaan aan sodat jy 'n opinie kan hê en kan besluit of jy daarvan hou of nie. Jy vertrou nie regtig jou man nie. Ek is nog ontspan. Ek ons gebruik. Jy vertrou nie regtig jou man nie. Jy wil vertrou wat jy weet. So as ek happy is met my man se idees, dan's ek happy. Jy's nie happy met jou man nie. Jy's happy met jou man se idees want jy hou van sy idees. Gaan oor jou. Verstaan hoe moeilik stil bly is. Ek dink nie wat hy gaan doen is wat ek van hou nie, maar hy's my man. Ek vertrou hom. Ek weet nie regtig wat hy besig is om te doen nie, maar hy's mos lief vir my. En hy dink aan my. En hy soek die beste vir my. Al voel dit nie altyd so nie, my vertroue is in hom en nie wat ek ervaar nie. Dit sal mos uitwerk op die einde, want hy is lief vir ons. Is hy nie? Vertroue is 'n moeilike ding, want jy moet stil bly en ophou vra en net volg. Dit is baie moeilik. Want dit brand hier binne in jou, want jy sien dinge gaan nie lekker uitwerk nie en jy wil net oorneem. En jy dink jy weet wat om te sê, want jy ken jou Bybel en jy gaan net sê, man, ek bid vir jou, alles sal uitwerk. Wat bedoel jy as jy dit sê? En so, ek wil net hê julle moet hierdie Psalm lees met hart. Ek wil hê julle moet verstaan dat dis nie hoe die Nuwe Testament ons leer om 'n Christen te wees nie. Ek wil hê julle moet weet
Dat as Paulus sê, ons hoop kan nie net in hierdie wêreld wees nie, maar moet in meer as dit wees. Ek wil julle moet weet, dat as Jesus deur swaar tye gaan, dan sê hy, nie my wil nie, maar u wil moet geskied. Dit gaan nie oor wat ek jou vra nie, dit gaan oor, Here, wat wil jy hê? Dit gaan nie oor my en my woorde nie, dit gaan oor jou woorde aan my. Dit gaan nie oor wat ek wil hê vir hierdie persoon wat seer kry nie, dit gaan oor wat u wil op hierdie oomblik in hulle is. En ek verstaan dit nie, en so daarom bid ek net, laat u wil geskied. Ons praat te vinnig en ons maak mense seer. Sela, kom in sy Sabbat en rus 'n bietjie en vertrou hom. En weet hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou. En so ek eindig, ek wil vir julle hierdie lees. Prediker en al hierdie goed wat saam met hierdie Psalm gaan, gee vir ons soveel wysheid en ek wil julle net los met hierdie en dan gaan ek julle los om by die huis hierdie 3 Nuwe Testament skrifte wat in julle blaadjies is. As hierdie preek jou pla, jy dink daaraan, jy kan miskien dink hoe dit van toepassing in jou lewe kan wees vir iemand. Gaan studeer daai 3 verse en gaan stoei met hierdie gedagte oor wat 'n Christen doen in moeilike tye. Ek dink daai 3 skrifgedeeltes sal jou help. Hoor wat sê Prediker 5. In jou Afrikaanse Bybel is dit snaaks, ons het dit opgebreek. So dis 4 vers 17 en 5 vers 1. In Engelse Bybels is dit vers 1 en 2. Maak nie saak, hoor wat sê hierdie 2 verse. Trap versigtig wanneer jy na die huis van God toe gaan. Gaan nader om te luister, eerder as om 'n offer te bring soos 'n dwaas. Want hulle weet nie dat hulle verkeerd optree nie. Ons is so vinnig om 'n geldjie kerk toe te bring, nê, of om iets te kom sing met 'n valse hart. Ons is so vinnig om te dink, as ons ietsie sê of ietsie doen, dan is God tevrede met ons. En eintlik wil hy net hê jy moet kom stil wees en kom luister. Maar sy hart klop vir jou. Kerk het dit gemis, julle kerk mis dit. En daarom preek ons verkeerd. Luister mooi. Gaan nader om te luister, eerder as om 'n offer te bring soos 'n dwaas. Moenie gou wees met jou mond en laat jou hart nie haastig wees om 'n woord voor God te uiter nie. Almal wil net bid. Kom ons manne, kom ons bid. Kom ons staan saam, kom ons bid vir iets. Wat gaan jy bid? Kan ek vir julle sê oor die Nel familie byvoorbeeld, my vriende nou wat swaar kry? Ek sê nou vir julle leef in 'n kerk, julle is in 'n kerk wat so lekker is. Julle die Nel familie wil help wat nou in 'n bed and breakfast moet bly en is petrol en hulle moet eet in die hospitaal en is in oggend byt, middagete, aandete, alles kom uit hulle sak uit en dis mense wat klaar swaar kry finansiëel. As julle hulle wil help met geld, met 'n offer, hoe maklik. Julle kan vir dit aan my rekening in betaal en ek beloof julle dit gaan by hom uitkom. Julle kan van die cash gee, dit gaan by hom uitkom. Julle kan dit in 'n boks sit of in die kerkrekening sit en skryf Mia of Nelle, dit gaan by hulle uitkom. Julle kan van vir die bankrekening vra en julle kan geld direk in hulle bankrekening insit. Dit is so maklik om hulle te help met offers. Maklik, doen dit net. Daar's soveel maniere hoe jy dit kan doen. Moet ek 'n Zapper kode vir julle sit en op agter op die stoele plak. Wat moet ek doen? Dit is so maklik om hulle te help met finansies. Maar weet julle wat's moeiliker? Om vir hulle 'n Bybelvers te stuur. Weet jy wat's moeilik om vir hulle te bid op 'n voice note? Want wat gaan jy sê? Daarom doen ons dit nie. Watse Bybelvers gaan jy stuur vir mense wat hulle geloof verloor het en nie meer kerk toe gaan nie? Die Here se oordeel is oor jou, jy moet kerk toe gaan, want die Here kom haal sy bruid. Kom terug kerk toe. Wat gaan jy sê vir mense wat seer kry? So by all means, stuur vir die hulle geld. Hulle het geld nodig, doen dit. Dankie. Watse Bybelvers gaan jy vir hulle stuur? Wat gaan jy bid as 'n groep mans as ons by mekaar kom? Wat gaan ons sê voor God? En daarom die wysheid van Prediker sê, moenie so gou wees nie, hoor. Moenie dink jou gebed beweeg God nie. God beweeg jou. En so, wees rustig as jy met God praat. Want God is in die hemel en jy is op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees. Weet julle wie dit nog gesê? In 'n bergpredikasie. Wie? Ja. So hoekom luister ons nie? Laat jou woorde min wees. Maak die deur toe. En waar die God wat jy nie kan sien nie, en niemand kan jou sien nie, sit 'n bietjie daar voor hom. Moet hom nie oortuig met jou stortvloedwoorde nie. Wees stil en weet, ek is God. Wees stil en weet, ek is God.
Ek wil hê julle moet daai Nuwe Testament verse gaan lees en daarmee stoei. As jy 'n verskil wil maak in jou wêreld as 'n Christen en jy wag nie net om hemel toe te gaan nie, gaan stoei met hierdie gedagtes. Verstaan wanneer Jesus sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Verstaan wanneer hy sê, ek sit my gees in jou hand. Dis die teenoorgestelde van Psalm 39 en Dawid se gebed. Hy sê, Here, gaan weg van my af. Jesus sê, Here, vat my gees. So gaan lees 'n bietjie, gaan stoei daarmee, en gaan kyk hoe dit lyk wanneer Christene die Here verteenwoordig, omdat hulle vanuit 'n plek van Sela af beweeg. En hulle woorde is gelouter deur die stilte tyd van gebed en skriflesing. Want daar's wysheid in stilte voor God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is 'n gemeente wat 'n verskil wil gaan maak. Ons wil die mense om ons raak sien. Ons wil nie verby mense loop en nie omgee vir hulle nie. Het het ons 'n opdrag gegee as 'n gemeente. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. En dit gaan opoffering vat, en so daarom, Here, maak ons stil as 'n gemeente in ons besige wêreld. Maak ons net so klein bietjie stiller. Dis al wat ons vra. Want daar is soveel dinge wat ons aandag aftrek. Daar is soveel dinge wat ons aandag soek. Asseblief, Here, leer ons om stil te word. Die Heilige Gees in 'n diep plek met ons praat. En dat ons dan opstaan met U woord in ons hart. Dankie vir Psalm 39. Dankie vir die krag van stil bly. En die dwaasheid van te vinnig praat. Vergewe ons, Here. Vergewe vir al predikante. Mense wat met goeie intensies hulle bes probeer, maar sukkel en swaar kry. Vergewe U predikante, Here. En begin by ons en laat dit afstroom vanuit die boodskappe wat gekommunikeer word, na mense wat met oop harte luister. Dat ons sal gaan dink oor wat ons hoor by mense oor God, en gaan dink oor wat hulle sê oor wie U is, en dat ons nie tussen dwaase mense sal leef en praat nie. Help ons hiermee. Die krag van die Gees, en die genade van Jesus, en die liefde van die Vader, sê ons vir U dankie. In Jesus naam. Amen. Amen. Gemeente, asseblief gaan stoei hiermee. Ek is baie lief vir julle. Sien julle volgende week, dan draai ons 'n bietjie. En ons loof die Here vir die vrouens tussen ons. Amen.